Van ons kant af, Happy New Year. Nee, ek sien nou die dag so post iemand en sê dis nou al half in die middel van Januarie en ouens sê nog steeds vir my Happy New Year. So, julle mag dit dalk nog 'n paar keer kry vir van julle wat ek nou nog nie offisieel 'n drukkie gegee het of 'n handskit gegee het nie. Dis vir ons lekker om terug te wees. Ons was in die hemel. Wie van julle wat nie weet waar dit is nie, dis daar in die Garden Route af. Ons het 'n lekker tyd daar gehad. Rus is belangrik. Amen. Besig wees beteken nie noodwendig jy is effektief nie. Dis belangrik om te gaan rus. God het ook gerus nadat hy die aarde geskape het. En so ek hoop julle kon lekker rus, maar ek besef ook dis my funny hoe, en ek sê nie dis verkeerd nie, hoe baie mense New Year's resolutions koppel aan 'n datum, né? Kyk, ek weet nie, for some reason is 1 Januarie nou die dag wat almal se lewens nou drasties verander. En die Here het my baie kom challenge daarmee dat verandering lê nie in 'n datum nie. Verandering lê om elke dag diligently dieselfde goed toe te pas vir 'n tyd lank en dan gaan jy 'n verskil en verandering sien. So ek hoop in die jaar is dit vir jou so. For some reason toe ek vanoggend hier ingestap het almal my baie formeel pastoor genoem. Maar ek dink is omdat ek so aangetrek het. Ek het julle net so baie gemis dat ek nou besluit het ek trek net na begrafnisse toe en troues aan so. Maar toe besef ek dat vandag gaan 'n begrafnis en 'n troue wees. Van ons gaan weer 'n bietjie sterf in onsself en van ons gaan dalk Jesus ontmoet vir die eerste keer. Kan ek 'n amen kry? Julle kan 'n bietjie lag. Julle is welkom om 'n bietjie te lag. Ek het gedink om 'n paar grappies te vertel, maar ek gaan dit los vir 'n ander tyd. Is julle reg vir die woord van die Here? Ek het net so voorwoord, ek het, terwyl ek daar gestaan het, is nou nie iets wat ek wou preek nie, ek wil net gou, of deel van my preek, ek wil dit net vir julle lees uit Matteus 13 uit vanaf vers 5, waar Jesus die vergelykenis vertel van die saaier, en hy sê, en hy het baie dinge deur die gelykenis tot hulle gespreek en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en die voëls het dit kom opeet, en 'n ander deel het op die rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortels gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. Ek wil vir julle sê, dis belangrik hierdie jaar, voel ek, en het voel vir my, het was eerste vir my, toe ek daar staan, voel ek dis 'n waarskuwing vir ons elkeen hierdie jaar is aan wat gaan jy aandag gee aan hierdie jaar? Waar gaan jou fokus wees hierdie jaar? Want dis presies wat hierdie gelykenis sê, dis eintlik so profound wat hy sê, die skrif sê, Matteus 4:4 sê dat God praat konstant. Jesus het dit vir die duiwel gesê, hy het gesê, ek leef van elke woord wat uit my Vader se mond uitkom. So God hou nie op praat nie. Dis ons wat baie keer net nie luister nie. En is ons wat baie keer baie besig is met ons eie dinge, en baie keer spring ons weg in 'n jaar, en ons het hierdie drome en aspirasies wat alles great is, maar is nie noodwendig te sê dis alles van die Here af nie. Okay? En baie keer wil ons hom ook inpas. Jy weet ek sê die treadmill begin op setting 11. Wie van julle hardloop bietjie in die gym? Kyk, jy begin om ons stadig, maar kyk, 'n jaar begin, hy's klaar op 11, jy moet net, daai beentjies moet net hardloop. En baie keer wil ons wegspring en God moet nou maar net byval. Jy weet, God moet nou maar net inval in my program en in my storieetjie in, en dis nie hoe dit werk nie. Mag ons hierdie jaar stil staan en hoor wat op sy hart is, vir my en vir jou. As ons nie diepte gaan hê nie, want hy gaan die hele tyd praat, gaan die saad op baie vlak grond val. Hoor julle wat ek sê? Die saad gaan nie penetreer nie. Ons het nodig om by sy voete te sit en olie te kry vir dit wat hy vir ons elkeen het, dan sal die saad penetreer. Of soos wat hy in die laaste gedeelte sê, sal die dorings dit verstik, is die sorge van die wêreld. Die nuus. Iemand sê, ek weet nie of julle Picard wat nou al 'n paar keer hier bedien het, sê, een van die ouens vir hom, man, jy kan nie alles glo wat in die Bybel staan nie. En die van julle wat vir Picard ken, kyk, daai Appingtoners reply vinnig, en hulle het nog 'n ek ook. En hy sê toe vir die man, jy glo alles wat in die Koran staan. So ek wil vir julle vra, waarvoor leen ons oë uit? Waarvoor leen ons ore uit? En mag ons in ons baan bly hierdie jaar,
sodat ons kan kry wat die Here vir ons het. Paulus praat met Timotheus en hy sê vir hom, do not get caught up in civilian affairs. Weet nie wie van julle het al Army, die manne like die Army movies, Black Hawk Down, Braveheart, weet nie wat alles nie. En baie keer sien jy hierdie soldate is op 'n missie, hulle het van die kaptein of korporaal, ek weet nou nie, 'n missie gekry en hulle is op pad, maar dan iets soms sidetrack hulle hier van die kant af en hulle wil dalk help of hulle wil inspring en poep, dan haal die sniper hulle uit. Het julle dit al gesien? Bly in jou baan. Do not get caught up in civilian affairs. Moenie in goedjies betrokke raak wat nie vir jou beplan is nie. So dis maar ek weet nie wat noem ek hierdie nie. So ietsie profeties vir ons as huis. Is julle okay? Okay. Okay. Ek gaan 'n bietjie met julle, kom ek bid vir ons, dan gaan ek vir ons deel. Here, dankie, ek bid dat ons harte sal oop wees vanoggend. Mag ons ontvang dit wat U vir ons het. Ons wil teachable wees, ons harte wil leerbaar wees. Here, ons wil sagte grond wees waarin U woord kan kom val sodat dit kan vrug dra. Here, en U sê in die skrif dat as ons aan U tafel sit, sal ons in elke seisoen vrug dra. In die winterseisoene, in die moeilike tye, in die maklike tye, sal ons nog steeds vrug dra, want U is die een wat lewe bring. So ek bid dat U ook my lippe sal seën en my tong sal seën, Here, dat ek net sal spreek dit wat in U hart is vanoggend, in Jesus naam, amen. Laaste ding, Anja share met ons in die span vanoggend, dat sy voel 2025 was soos 'n terugtrek, as jy nou dink aan 'n boog en 'n pyl. En sy, ek weet nie wie van julle het 'n tawwe 2025 gehad nie, julle het seker 'n bietjie my preek gehoor einde laas jaar, dat ons het nogal 'n lekker 2 jaar gehad. Maar terwyl Anja share vanoggend, besef ek dat God roep elke seisoen. Okay? En dat laas jaar vir baie van ons was saad in die grond, en ek wil vir jou sê, hê 'n verwagting oor wat die Here gaan kom doen. Hierdie jaar, het jy 'n verwagting? Amen. Okay, ek gaan 'n bietjie met ons chat oor die sleutel van die koninkryk. En dis my so mooi, Pastor Willem, ons as span, die Heilige Gees het van middel laas jaar af met ons almal begin chat oor 'n strategie vir die jaar en wat sy hart is vir die huis. En soos julle dalk met Visie Sondag gehoor het, is daar begeerte in ons hart en ek hoop in julle harte ook dat julle iewers sal begin hierdie jaar, maar dat aan die einde van die jaar julle op 'n baie ander plek sal wees. Whether dit nou dieper is, hoër, meer kennis, meer encounters, en dat ons 'n atmosfeer sal skep, 'n environment sal skep wat ons mekaar kan aanspoor om hom na te jaag. My mentor het altyd vir my gesê, Rikkie, ek het nodig dat jy Jesus najaag met alles in jou, sodat ek hom beter kan sien. Jesus is te finde in ons elkeen. En as ons hom pursue met alles in ons, is dit inspirerend vir die ou langs ons. Dis convicting vir die ou langs ons, want jou ja gaan dalk iemand anders se nee uitwys, maar mag ons almal net meer ja sê hierdie jaar. En dit is hoekom ons half 'n strategie en 'n theme gekry het vir elke kwartaal, elke maand, om bietjie met julle 'n paar goed deur te trap, en ek gaan bietjie chat oor sleutels van die koninkryk. Wie het vir my sleutels wat ek gou kan leen? Dankie Sunny, is dit nou Bluetooth? Ja, wat wireless? Wat noem is dit? Daai wat nie hierdie gedeelte mee het nie? Keyless. Okay. So imagine jy, ek gaan 'n Toyota gebruik want al die ander karre is baie risky om te gebruik. Ek hoor deesdae vir die Ford manne, koop hulle die kleerolie wat jy nodig het vir jou garagevloer. Maar een ou sê toe nou die dag dat sy Ford lek nie meer nie, want hy gooi net nie meer olie in nie. So imagine jy kry nou die mooiste, wat se nuutste Toyota Hilux, daai GT, ek weet nie wat noem jy nou, daar's nou 'n Legend 55 ook uit. Imagine jy kry so een verniet, jy het nie gewerk vir hom nie, of die mooiste huis, of hierdie vertrek. Iemand sê vir jou, jy het access tot hierdie vertrek, maar dit wat binne is super waardevol. Dit is regtig baie waardevol, maar jy het 'n sleutel nodig om in daai vertrek in te kom, of by daai huis in te kom, om access te kry, om daar in te kom, of om daai mooi Toyota te ry. En ek weet, ek het hierdie gedeeltetjie al baie vir julle gelees, maar ek voel baie keer is dit goed om sommer net weer dit te revisit. Matteus 16 vanaf vers 17 tot 19, is 'n gedeelte waar Jesus stap saam met die disippels en hulle, Matteus 16, 17 tot 19, waar hulle stap deur die dorpies en God begin kragtig deur hom werk en hy begin amazing goed doen, en op 'n stadium
het hy 'n gesprek met die disippels en hy vra vir hulle die volgende vraag. Hy vra vir hulle, maar wie sê hulle is ek, né? Ons almal ken die storie. Van hulle sê, sommige sê Johannes die Doper, sommige sê hierdie profeet of hierdie een. En dit is eintlik vir my so interessant, jy weet, hulle stap saam met hom al vir 'n rukkie en dis asof ek dink die atmosfeer so bietjie meer ernstig geraak en hy sê, okay, alles goed en wel wat hulle sê, maar wie sê julle is ek? En ons lees vanaf vers 17 het Simon geantwoord en hy sê, nee, nie vanaf vers 17, sorry, net voor dit. Antwoord Simon en hy sê, maar U is Christus, die Seun van die lewende God, wat vir ons gestuur is. En Jesus sê dan vir hom in 17, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, so sy naam verander hier. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemele gebind word, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbind word. Jy moet besef dat hier is nie net 'n casual oomblik nie. Hulle stap nou al so lank saam met hom, maar Petrus kry letterlik 'n openbaring deur die Gees oor wie Jesus is, en dis asof daar skille van sy oë afval. Dis nie net 'n ding wat hy vir Jesus kyk en hy sê, o ja, ek sien, U is Christus. Hy sê, daai skille val van hy sê, wow, U is Christus. Ek het dit voorheen nog gesê, Christus is nie Jesus se van nie, okay? Dis nie Jesus Christus en Rico voorheen nie, okay? Christus beteken, hy is die gesalfde, wat vir 'n spesifieke taak gestuur word. Sy naam beteken verlosser. Hy is gestuur om die verlosser te wees. En Petrus kry daai openbaring. Ons het dit al so baie gesê, dit is so belangrik, hoe jy hom aanbid, is alles gekoppel aan die openbaring wat jy van hom het. Nou julle aanbidding, soos wat ons weet, is nie 3 vinniges en 2 stadiges nie. Okay, het julle dit? Aanbidding is 'n reaksie, dis 'n lewenslange, ewige reaksie op wat? Op wie hy is. Dis ons ja van die bruidegom wat op sy knie gegaan het en vir ons gevra het, sal jy met my trou? Dis kom ek vandag so lyk, het julle dit? En ons reaksie op dit is ons ja, dis ons elke dag ja, dis ons ja op die altaar, dis ons ja in die kerk, dis ons ja in die werksplek. So die manier hoe jy hom bid is direk gekoppel aan hoe jy hom sien of die openbaring wat jy van hom het. Nou dis so mooi, die openbaring in die Grieks word uitgespreek apocalyptus en dit beteken die aanwyling of die disclosure van iets wat hidden was. So wat beteken dit? Dit was daar. Dit was nog al die tyd daar, maar dit was versteek of dit was weggesteek, of soos in die geval was Petrus verblind tot dit, hy kon dit nog nie sien nie, tot daar 'n openbaring gekom het. Dit beteken letterlik to remove the cover or to take away the veil. Nou die sien, soos wat ek van praat en vir julle sê, hoe julle hom sien, beteken nie 'n fisiese sien nie. Okay? Dit beteken geestelike verstaan of persepsie. Het julle dit? Ons sien hier voorbeeld wat Jesus kom in Matteus 5 vers 8 en hy sê, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Daai see in die Grieks word uitgespreek hurao. They will hurao God, they will see him for who he is. Hulle sal 'n geestelike verstaan kry. En hierdie openbaring is lewensveranderend. As jy, ek weet nie van julle, ek het dit nou gesê, as jy Jesus wat liefde is, encounter, is dit onmoontlik vir jou om dieselfde te bly. Is julle dieselfde nadat julle Jesus encounter het? Dit is onmoontlik om dieselfde te bly. Dit is in sy vermoë om transformasie te bring in ons lewens. En uit daai plek uit, ek weet dit is nou baie Grieks en dit is net so 'n bietjie van 'n platform, uit daai plek van openbaring uit is daar 2 kennisse wat ons kry. En ek dink ek het dit ook al met julle gedeel. Die eerste een is die oida kennis in die Grieks. Dis die kennis wat jy vandag kry. Van julle hoor van hierdie goed dalk vir die eerste keer. En jy hoor dat God vir jou gesterf het. Jy hoor dat God jou liefhet. Jy hoor dat Jesus die bruidegom is. Jy hoor dat Jesus vrede is. Jy hoor al daai goed. So dit is 'n openbare kennis wat jy ontvang. Maar dan is dit so mooi, daai kennis vloei in 'n dieper kennis in. Die oida kennis vloei in 'n dieper kennis in en daai kennis noem ons die gnosko kennis. En daai kennis word slegs opgebou
uit verhouding uit. Dis daar waar dit wat jy gehoor het, die feitelike openbaring, okay, ek hoor hy's lief vir my, okay, ek hoor hy's die voorsiener, maar dan begin jy stap in daai kennis. Dan begin jy toepas, en ek wil dit eintlik nou gesê het in Matteus 7, sê die skrif dat hy is die rots op wie die wyse man sy huis moet bou, right? Maar dan sê hy daar, so sal dit wees vir die een wat nie net hoor wat ek sê nie, maar wat? Doen wat ek sê. Sy lewe sal standvastig wees. So dis daar waar ons hierdie kennis vat, wat julle elke Sondag hoor, van wie hy is en wat hy doen en hoe die koninkryk werk, wanneer ons dit begin uitstap in ons lewe, dan word dit lewendig. En ek weet nie van julle nie, maar dis in daai plek wat ons kies om in dit te begin stap, wat wanneer mense wil begin debatteer oor hy genees nie meer nie, of hy doen nie meer dit nie, waar ons nie eens hoef te debat nie, want ons het net al te veel gesien. Is jy op daai plek? Ek hoop hierdie jaar kan jy nog meer op daai plek kom, wat jy sê, luister, is undeniable. As ek terugkyk na my lewe, het God soveel keer en soveel keer voorsien. Dis undeniable. Ek het al gesien as ek vir mense bid, vloei sy krag deur my en daar kom genesing. Dis undeniable dat as ek die skrif preek, die koninkryk oopgaan en mense tot bekering kom. Mag dit vir jou so wees hierdie jaar. God wil hê ons moet hom ken. Jesus wil hê ek en jy moet hom ken, want die skrif sê dat dit is ewige lewe, om hom te ken. 'n Persoonlike ontmoeting is ongelooflik belangrik. Hoor wat sê A.W. Tozer, hy sê, what comes into our minds when we think about God, is the most important thing about us. So die eerste gedagte wat in jou kop opkom as jy aan God dink, is sê die belangrikste ding oor jou. Wat is daai eerste gedagte wat by jou opkom? Wie is jy in sy oë? Glo jy dit, soos ek nou gepraat het van die liefde, glo jy werklik dat hy jou lief het? En ons sien, Jesus was baie intentioneel, en hy kon 'n ander pad gevat het, Galilea toe, maar hy is Samaria om. En hy het in Johannes 4, kom hy, die ewige fontein, sit op 'n mensgemaakte well. En hy sê vir die vroukie, as jy drink van my, sal jy nooit weer dors word nie. Dieselfde encounter gebeur met haar, want sy sê, sy sê nogal in daai gedeelte, wie laat jou dink jy is beter as ons voorvader Jakob wat hierdie put gegrawe het? Nee? En dan sê sy, nee, ons wag nog vir die Messias om te kom, maar in daai oomblik toe hy profeteer oor haar lewe, profesie is nie net vir die kerkie. Baie mense glo dat profesie moet net in die liggaam van Christus plaasvind. Ons sien dit hier, dat dit een van die most powerful evangelistiese tools is. Ons het dit gesien in Turkye, waar Connor, die van julle wat Connor al ontmoet het, vir 'n new age persoon, wat eintlik makliker is om te bereik as iemand anders, want hulle is nogal oop om te hoor dat jy sê, dat die profetiese woord so persoonlik is, dat daai man in Turkye sy hart vir die Here gegee het. So profesie is nie net vir die kerkie, maar hier profeteer hy oor haar, oor die mans wat sy het, en hoeveel sy al gehad het, en dis letterlik asof skille van haar oë afval, en sy hart loop terug in die dorpie in, en sy gaan getuig van wie hy is. Sy het hom ontmoet. En dan is dit so mooi in Johannes 4:39-42 sê dit, en baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo op die woord wat die vrou getuig het. Okay? Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly. En hy het daar 2 dae gebly. En hoor wat sê dit, en baie meer het op grond van sy woord geglo. En aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik Christus die saligmaker van die wêreld is. Het jy self gehoor? Het jy 'n preek op 'n Sondag gehoor van wie ook al hier voorgestaan het en jy het huis toe gegaan en het gesê, Here, ek wil self hoor. Almal kyk na wat is sy naam? Thomas. Hulle almal sê die ongelowige Thomas, né? Shame, hy was so ongelowig, die disippels was baie gemaklik om net vir Jesus te sien, maar Thomas wou sien. Maar ek sien dit eintlik as 'n mooi karaktereienskap van Thomas. Thomas wou regtig sien, hy het gesê, wow boys, totdat ek my vingers nie in sy wonde kan insit nie, glo ek, twyfel ek. En baie keer moet ons op daai plek kom wat ons vir die Here sê, Here, ek wil sien. Ek hoor wat hulle sê, maar ek wil sien. Ek wil die
onthou wat ek nou gesê het, doorsien, ek wil die geestelike perspektief hê, ek wil die geestelike verstaan hê van dit wat hulle oor praat. Tweedehandse informasie gaan jou net so ver dra. Amen? Okay. So in Matteus 16 sien ons dat Petrus of Simon 'n powerful encounter kry en sy naam verander na Petrus toe. En gebaseer op daai unveiling, daai discovering, kyk Jesus na hom en sê, okay, nou gaan ons die volgende stap doen. Jy weet wie ek is, jy het regtelik gesien wie ek is, jy verstaan, en nou gaan ek vir jou die sleutels gee, om te bind en te onbind. Want ons kan slegs in God ingroei as ons 'n akkurate openbaring het van wie Jesus is. En dis hoekom dit belangrik is dat dit in die begin van die jaar ons begin met hom. Want hy is die begin en die einde van dit alles. Dit laat my dink aan wedergeboorte. Hoor wat sê 1 Petrus 1 vers 23 in die New King James. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible seed, through the word of God which lives and abide within us. Wie is daai woord wat in ons woon? Deur die Gees Jesus Christus. He abides in us. Paulus kom en hy sê, ons is maar hierdie nuttige kleipotjies, maar ons het die glorie binne ons. Johannes 1 vanaf vers 12 tot 13, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag, hoor hierso, die mag gegee om kinders van God te word. Nie almal word kinders van God genoem nie. Jesus het vir almal kom sterf. Jesus het almal lief. Maar nie almal word sy kinders genoem nie. Die wat sy kinders genoem word, kan wat kry, ek het dit al gedeel, is wat, 'n erfgenaam van alles wat hulle dadsin is. Aan hulle wat in sy naam glo, want nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van mens nie, maar is uit God gebore. Dis daai selfe openbaring wat Petrus kry, in daai oomblik is hy uit, ek en jy is uit God uitgebore. Ons is afkomstig van hom. Is julle by? Maar dan is dit so mooi, dat Jesus in Matteus 18 vanaf vers 18 dieselfde skrif herhaal, dat dis nie net Petrus wat daai openbaring gekry het en die sleutels gekry het nie, maar Matteus 18 vers 18 sê, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op aarde bind, sal in die hemel gebonde word, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbinde word. So geliefde, jy het 'n sleutel ontvang. En ek gaan nou praat oor die een. Wat is daai sleutels? Ek wil vir julle sê, die van julle wat op by die groter werke was, of wat 'n klomp goed beleef het, dis nie 'n towerstafie wat rondgewaai word nie. En ek dink dis die gevaar van ons tyd is, en ek wil deel wat ek in COVID beleef het, want ek glo daar het 'n groot shift gekom van daar af. Is Jesus het vir my die volgende sê, en dit het so diep gesny in my hart, dit het my so diep konvik. Hy het gesê, Enrico, ons beweeg in 'n tyd in, en onthou dis 2020. Ons beweeg in 'n tyd in wat jy gaan sien, die prophetic schools, die schools of evangelism, die witnesses, die activates, die gaan al hoe meer begin opstaan. En Jesus het gesê, dis goed, want die oes is ryp, right? Maar hy sê die volgende, hy sê, Enrico, ek gaan 'n feesmaal voorberei vir my mense. En ek hoor die volgende, hy sê, Enrico, maar hier's my ding wat my hart seer maak, is mense gaan meer verlief raak op dit wat op die tafel is, as die een som wie hulle eet. Jesus se begeerte is dat ons al hierdie goed sal ontvang van sy koninkryk. Al die sleutels van sy koninkryk. Hierdie eerste een wat ek wil noem, ek wil twee noem, en dan gaan ek vir julle sê hoe dit net prakties lyk in kort. Die eerste een, dit wat Petrus en die disippels ontvang het, waarvan hy praat, is die autoriteit om die koninkryk oop te maak. Weet jy dat jy dit ontvang het? Hoeveel is so 3? Is daarom 3 in ons huis? Geliefde, dis joune. Jy het die autoriteit ontvang om die koninkryk oop te maak. Ons sien Petrus kom in Handelinge 2, basically amper die eerste megakerk word gebore. Waar hy die uitstorting van die Heilige Gees, hy preek die goeie nuus, en die skrif sê tot 3000 Jode en heidene het tot bekering gekom.
Die autoriteit wat Petrus ontvang het om die koninkryk oop te sluit deur die goeie nuus te preek. Filippus kom in Handelinge 8 vanaf vers 5 tot 7 en in hierdie gedeelte moet julle weet, dinge begin oploop, die disippels begin uitbeweeg nadat Jesus op is hemel toe en die vervolging van die kerk begin. En in hierdie gedeelte is Paulus actually, hy dink nog hy is super aan God se kant, hy is besig om al die Christene uit te roei. Stefanus is net die hoofstuk voor hierdie hoofstuk is hy gestenig, maar Filippus kom, en het sê in vers 5 tot 7, en Filippus het afgekom in die stad van Samaria, so dit het in Samaria gebeur, en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus, toe hulle dit hoor, en die teken sien wat hy gedoen het. Want uit baie van die wat die onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met 'n groot stem geskree het, en baie wat lam en krepeel was, het gesond geword. Besef jy wat se autoriteit het jy ontvang? Besef jy wat kan gebeur as jy besef wat jy ontvang het? En dis hoekom ek sê, dis nie towerstaffies nie, dit is 'n posisie wat ek en jy beklee, dit is vanuit 'n openbaring in Christus, gebore van God, out of incorruptible seed, waar ons in 'n plek staan, waar ons deur autoriteit ontvang het om die koninkryk oop te sluit. En dan die tweede een is autoriteit ontvang om dit te bind en om los te maak. Wat dit beteken is, wanneer ons praat oor bind, is om uit te wys en te verklaar dit wat ontoelaatbaar is, dit wat ongeregtig is, dit wat nie in die wil van die Here is nie. En ons weet in die tyd wat ons leef, sê die skrif en die apostel skryf dit, dat baie gaan net die teachings en die predikings kies wat hulle oortjies sal sis. Het julle dit al geraak gelees? Geliefde, ek wil vir jou vra, bly naby die waarheid hierdie jaar. Bly naby die waarheid hierdie jaar. Die skrif sê, in die laaste dae, even the elect will be deceived. Nou, ek weet nie wie dit sal wees nie. Seker die ouens na wie ons opkyk, ek sê nou nie daar spesifieke name nie. Ek bedoel net, dis 'n baie interessante tyd waarin ons leef. So dit is om uit te wys dit wat ongeregtig is. Dis hoekom ons in die liggaam is. Het jy geweet dat jy het blinde kolle? Soos wat jy jou kar ry, daar's 'n kol wat jy soms net nie kan sien en is daai kol wat soms veroorsaak dat jy in 'n ongeluk kom. Of is daai kol soos my vrou by die Sasol garage wat sy net te kort draai en daai lekker fris solid silver beams lekker squeeze met ons Toyota. En daai paal het nie geskuif nie, maar alles anders het geskuif. Dis daai blinde kolle, dis hoekom ek en jy in family is, geliefdes, nie omdat ek dink ek's beter as jy nie, of jy dink jy's beter as ek nie, maar omdat ons saam Jesus najaag, kan ek na Carly toe kom, as ek haar hart ken en sy ken my hart, en ek kan vir sê, Carly, ek is bekommerd oor jou. Ek sien sekere patrone en ek wil dit net vir jou uitwys, ek weet nie of is jy bewus daarvan nie. So dis om te bind, maar dis ook om los te maak, om die goeie nuus te bring, om verlossing te bring, om vergifnis te bring, sodat baie tot bekering kan kom. So okay, hoe lyk hierdie alles vir ons? Ek gaan dit net opsom in een inskrifie vir my en jou om dit prakties te maak. Ek love dit as elkeen van julle kan uitstap en dit huis toe kan vat. Lukas 4 vers 18 kom Jesus in sy eie dorpie. Lukas 4:18 en hy kry die geskrifte en hy maak dit oop en hierdie is nie net vir Jesus nie, maar het jy geweet dat jy is gesetel in Jesus? Iemand wat dit nie weet nie? Jy is gesetel in Jesus aan die regterhand van die Vader. And as it is in heavenly places, so it'll be on. Glo julle dit? Jesus verklaar die volgende en dit is ons verklaring. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Is elkeen van julle gesalf? Ek sê bewys. Gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur, jy's gestuur, om die gebrokenes van hart te genees, om aan gevangenes vrylating en te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die verdruktes vry te laat gaan. So dis waarvoor jy geroep is. Jy is geroep om die goeie nuus te bring. Jy is geroep om vergifnis te bring. Jy is geroep om die blindes te laat sien en die dowes te laat hoor. Jy is geroep vir dit. En dit lei, ons kyk altyd na herlewing en ons sê, ja, die bene moet uitgroei.
Mense sê te maklik goed. En ek hoor baie keer mense maak uitlatings en sê, ja, die Heilige Gees beweeg nie in daai kerkie. So ek net soos, okay, gebaseer op wat? Omdat jy dalk nie elke Sondag bene sien uitgroei nie. Dis verseker deel van herlewing. Maar herlewing vir my lê in dit wat in Handelinge 2 gebeur het, 'n godsbewustheid wat oor mense kom. Vaders wat hulle harte in lyn trek met God se woord en berou en repent. Vrouens wat dan onder hulle mans inkom en die hele gesin wat weer terugdraai na God toe. Daai is die tekens van herlewing. Dit hoef nie altyd net te gaan oor miracle signs and wonders nie. Alhoewel die skrif sê dat these signs, soos ons kyk na Filippus sê, these signs will follow those who believe. Mag ons dit wat ons hier lees in die Handelinge kerk, mag dit ons elkeen se gebed wees dat hierdie jaar ons dit in hierdie kerk sal beleef. Amen. Maar julle, die sleutel bo alle sleutels is nie 'n Ford sleutel of 'n Volkswagen sleutel nie, die Duitsers of hierdie Chinese make wat so in ons land inkom nie. Daai ander sleutels van autoriteit en alles is baie mooi, maar daar's net een sleutel wat die koninkryk oopsluit. En sy naam is Jesus Christus. Kan ek 'n amen kry? Hoor wat sê dit Jesaja 22 vers 22. En ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê en hy sal oopmaak, hoe klink hierdie bekend? Hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie. En hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. Openbaring 3:7 sê, en skryf aan die engel van die gemeente van Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Christus is die fondament, hy is die begin en die einde, hy is die gebou, hy is ons reward, hy is die fondasie. 1 Korintiërs 3 vanaf vers 11 tot 13, want niemand kan 'n ander fondasie lê as wat daar gelê is nie, amen. Dit is Jesus Christus, en as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar word. Ek wil vir jou vra, what is faith if it cannot be tested? Dis nie noodwendig te sê as jy soms deur moeilike tye gaan dat jy iets verkeerd gedoen het nie. Maybe your faith is just being tested. En soms is die seisoene daar en die omstandighede daar om te toets, waarop het ons gebou? Want hy sê, hy is die fondament en goud, silwer, hooi, stoppels, wat ook al gebruik was om daarop te bou, dit gaan getoets word, ouens. It's gonna be tested. En dis hoekom ek vroeg voor vir jou gevra het, en dis wat Jesus vir die disippels gevra, maar wie sê jy is ek? Want die antwoord op daai vraag gaan elke liewe dag van jou lewe getoets word. O, rarig, soos wat die vyand gekom het in Matteus 4. As jy dan sê hy is, want hy het daai preek gehad, it will be tested. En dis hoekom hierdie is die vertrekpunt van alles. Vergeet vir 'n oomblik van dit wat op die tafel is. Want daar's een wat meer waardevol is, wat jy moet ken en verlief op wees, ek wil amper sê, voor jy moet begin gryp aan dit wat aan die tafel is. Maar dan is sy behoefte, dat dit wat aan die tafel is deel van hom. Jesus is sy koninkryk, hy is die verteenwoordiger, maar hy is sy koninkryk. When we receive him, we have received everything. Ek wil vir julle sê, baie keer bid ons vir die meer, né? Het julle al dit gebid? Here, gee my 'n groter invloed. Here, gee my 'n groter platform. In vandag se tyd bekommer dit my, almal soek net hierdie stage, né? Maar hier is die ding, geliefdes, jy gaan verantwoordelik gehou word vir die meer. En Jesus gaan nie vir jou meer gee as jy nie gehoorsaam is met die eenvoudige klein goedjies wat hy jou vra nie. So hier's wat ek vir jou wil sê, jou ja, as jy ja sê vir die Heilige Gees, beteken dit jy gaan net nog meer ja sê. Want hy gaan jou nie ophou uitnooi nie, gaan elke dag vir jou vra. Jy hoef nie te wag tot Pastor Willem vir jou 'n platform gee nie. Sê net elke dag ja en begin op daai klein goedjies. Maar hier's die flip side, hoe meer jy nee sê vir die Heilige Gees, hoe meer gaan jy nee sê. En dan kom ons op 'n plek soms dat ons sê, "Jesus, maar die Here is stil, hoor, hy." Maar miskien dis nie dat hy stil is, jy
jy gooi hom net 'n ignore hier van die kant af. Want ons comfort word gechallenge. Jy gaan nie groei binne die boot nie. Amen. Jy gaan groei op die water en dit gaan soms scary wees en dit gaan soms vir jou voel jy is nie in beheer nie, maar daar's een saam met jou op die water. En ek wil amper sê, ek dink Jesus geniet dit meer om saam met jou op die water te wees as in die boot. Okay, so het julle al agtergekom 'n sleutel het groefietjies, wel hierdie Volkswagen sleuteltjie is baie eenvoudig, hy het net so 'n wurmpie ingegryf hierso. Maar van die ander het mos nou tuintjies en groefies en alles en ons kyk na die sleutel en ek wil miskien net vir julle 'n paar van daai groefies vinnig deurhardloop adressies deur die Bybel wat hierdie sleutel opmaak. Want daar's net een sleutel wat aan daai sleutelgat pas, as ek reg. Okay, dit gaan vinnig wees. Matteus 13 vers 17 sê dat Jesus is die Seun van God. Johannes 1:14 sê dat Jesus is die woord wat mens geword het. Johannes 1:41 sê dat Jesus is die gesalfde, hy is die Messias wat gekom het. Lukas 19 vers 10 sê hy is die verlosser van die wêreld. Net dat julle nie dink ek praat nonsens nie. Johannes 14 vers 16 sê hy is die weg, die waarheid en die lewe. Die vyand se strategie, ek wil vir julle sê in die tyd, is om die bekendes te gebruik wat hom nie ken nie, om die teenoorgestelde te begin preek. Dit is absoluut sy strategie. Die wat invloed het in die wêreld, whether dit 'n president is, 'n popsanger, 'n groot sportsman, we pray for them. But the enemy has a strategy for those who do not believe to proclaim a new age gospel. Ek het nou weer in die week sien ek 'n baie bekende ou wat sê always lead to God. Nee. Hoekom sou Jesus dit ingesluit en gesê daar is net een weg na die Vader toe? Daar is net een weg na die skape toe en dis daai hek en sy naam is Jesus Christus. Johannes 1 vanaf vers 29, hy is die lam van God. Hebreërs 4:14, einde laas jaar, hy is die hoëpriester. Die Openbaring 19 vanaf vers 16, hy is die koning van alle konings. Johannes 8 vers 12, hy is die lig van die wêreld. Johannes 11 vanaf vers 25, hy is die opstanding en hy is die lewe. 1 Petrus 2 vanaf vers 22, hy is volmaak sonder sonde. Johannes 5 vanaf vers 27, hy is die regter van alle mense. Ons het autoriteit ontvang om oop te sluit en toe te sluit, right? Maar geliefde, ons het nie die autoriteit of die sleutel ontvang om regter te speel nie. Asseblief. Ek wil vir jou vra, dis nie ons plek om te besluit wie gaan hemel toe of hel toe nie. Dis nie die goeie nuus nie. Okay? Die goeie nuus is nie om mense in 'n blik te druk en te sê, Jesus kom gou-gou terug, bekeer jouself nie. Sorry, is jy okay met dit? Die goeie nuus is, dit wat ons vanoggend beleef het, om die openbaring te kry dat hy my lief het. Dat hy gekom het vir my wat op pad hel toe was. Hoe is dit moontlik? Dis hoekom ons gereeld vir die Here moet vra to restore to us the joy of our salvation. Ons moet teruggaan na daai eerste ontmoeting toe. Pastor Jan het dit ook baie gesê toe hy was. Die oomblik wanneer jy met Jesus bots en tot bekering kom, voel dit of jou hele lewe flash voor jou. En jy kyk terug na jou eie lewe en jy dink, hoe is dit moontlik dat deur alles wat ek gedoen het, U my nog steeds kies? Dis die goeie nuus. Dis nie om mense met vrees te dryf. Ons het 'n paar sulke goed laas jaar op sosiale media en goed gesien. En ek gaan nou nie name noem nie. En dit beteken ook nie ons hoef te judge nie. Elke ou het sy roeping. Elke kerk het sy roeping. Dis nie ons plek om bedieninge te bou en uit te wys die wat onheilig is en die wat dis nie ons werk nie. God sal dit eendag doen. Amen. Ons werk is om lief te hê. En dis hoekom ek jou nou gevra het, weet jy regtig dat jy jou lief het? Want as jy so versekerd is in daai posisie, kan ek vir jou sê, dat maak nie saak wat iemand doen of nie doen nie, of vir jou sê of nie vir jou sê nie, dit gaan jou nie beïnvloed oor waartoe jy op pad is nie. Is ek reg? Julle is so stil vandag. Johannes 5 vers 27, hy is die regter van alle mense. Hebreërs 13 vanaf vers 8, hy is die ewige Here. Ons gaan nie eendag hemel toe om hemel toe te gaan nie, ons gaan hemel toe want hy is daar. Amen.
So ek wil vir jou vandag vra, ek het al daai skrifgedeeltes gelees en elkeen kan jy 'n hele jaar seker oor preek. Maar Jesus is die Vader se beste preek. Kan ek dit weer sê? Jesus is die Vader se beste preek. Jesus is the Father's greatest sermon. En ons moet hom ken. Ons moet weet wie hy is en dit transformeer ons lewe. En hierdie jaar gaan julle dit hoor, julle gaan elke diens Jesus hoor, want hy is die belangrikste. En ons gaan hom soek hierdie jaar in Matteus 6:33. En weet julle wat, tip ek miskien daai tweede gedeelte uit, net nie op jou iPad nie. Waar's al die blondies, nee ek sê. Ek was in so 'n season waar die Here amper vir my gesê het, jy weet in daai lyn, Enrico, Matteus 16, soek alleeers die koninkryk van God en dan sal hy byvoeg. Yes, ek het daai, ek weet nie wie van julle nie, maar mens lees daai versie, maar jou fokus is op daai tweede deel, nê? Ja, want hy gaan net byvoeg. Maar die Here het vir my in 'n season gesê, tip ek daai tweede gedeelte uit. Because he is faithful. If we seek him, hoef jy nie te twyfel nie. En weet jy wat, baie keer gaan hy vir jou gee iets waarvoor jy nie eens gevra het nie, maar dis omdat hy weet meer wat jy nodig het as wat jy weet wat jy nodig het. Ons bid sekere goed en ons vra sekere goed, maar God het nog 'n beter plan. Ons dink baie keer aan, hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, right? En dan het ons prentjie, right? Here, u moet hierdie ding nou so omdraai, eers dan gaan ek happy wees. En Here, jy dink by jouself, en as hy dit so doen, kyk, dan gaan ek my hande nou opsteek in die kerk. En dan gaan ek nou seker maak en spar dat die dametjie agter die til weet wie Jesus is. Maar as hy hom dalk nou nie tweak of laat uitwerk soos wat jy dink nie, hoe gaan jou reaksie wees? Kan jy hom vertrou hierdie jaar? You have to seek him. En ons begeerte is, en dis my begeerte vir myself, as ek eendag terugkyk en ek staan voor hom, wil ek nie iets mis wat hy vir my gehad het nie, amen. En so moet dit jou begeerte wees hierdie jaar om uit te stap met sê, Here, ek soek alles wat u vir my het. Maar ek soek u eerste. Dankie dat u vir my 'n feesmaal voorberei, maar ek kyk u in die oë en ek wil vir u sê ek is lief vir u, apart van al hierdie goed. As ek nooit hierdie goed kry nie, is ek okay, maar Jesus, u is alles. Is ons op daai plek? Hy is die sleutel tot die koninkryk. Hy is die sleutel tot die skatkamer. Hy is die skatkamer. En geliefde, hy leef in jou. Jy het die autoriteit ontvang om die koninkryk oop te maak. Nie sodat presence meer kan groei en dat ons kan sê, ons het meer mense as korpus, nie glad nie. Sodat die koninkryk meer kan word. Sodat daar 'n bewustheid kan kom. Ons het dit, ek gaan afsluit hier, ons het in COVID tjoef-tjaf gesien, wat was dit, 3 maande, toe weer die hele wêreld van COVID. Powerful. Hoekom kan ons dit nie doen met die gospel nie? Hoekom kan die hele wêreld nie weet, ja, God het sy plan en ek weet hy gee kans ook dat daar nog siele inkom, die skrif sê dit. Maar kan daar 'n joyful urgency in ons harte wees om die een langs ons te sien, Jesus te beleef? Maar dan moet jy hom ken. Amen. Kom ek sluit vir ons af. Here, dankie dat ons kan verklaar in die huis dat U die begin en die einde is en U is die middel ook. Soos die skrif sê, you are the cornerstone, U is die fondasie. Here, ek bid vir elkeen in hierdie plek wat nog nie daai openbaring gekry het van wat Petrus gekry het, Here, dat hulle dit sal kry in Jesus naam. Ek bid in hierdie atmosfeer, Here, dat hulle U sal sien vir wie U werklik is. Nie omdat ek so gesê het, nie omdat Pastor Willem of enige prediker op YouTube so gesê het, maar omdat U Heilige Gees gepraat het en hulle hele wese het gereageer op, wow, U is Christus, die Seun van die lewende God. Jesus, ons wil nie hierdie jaar hierdie pad sonder U stap nie. Ons wil nie verlief raak op dit wat op die tafel is nie. Want om U te dien is nie 'n beroep nie, is nie 'n stokperdjie nie, dis 'n roeping. En U het ons elkeen geroep om uit te gaan en U uit te leef. Here, en ons staan in verwagting oor wat U gaan kom doen hierdie jaar. Ons jaag U na, en ons weet uit daai plek uit, verklaar ek in hierdie plek, that we will see miracles, signs and wonders. Ons sal wonderwerke sien, Here, ons sal bekeerlinge sien inkom, ons sal siele sien inkom vir die koninkryk in hierdie gemeente en buite hierdie gemeente. En Here, dankie dat U ons lief het en dat dit U hart is vir ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.